Een van die moeilikste beroepe in die wêreld tans is om 'n besigheid te besit in Suid-Afrika. As jy dit nie energie is wat jou versmoor nie, dan is dit regulasies. Nou, een van die stelle regulasies, is die rasregulasies, spesifiek swart ekonomiese bemagtiging, gelyke indiensneming ensovoorts. Kan ons nou almal redelik klinkklaar sien het misluk. Op elke maatstaf wat dit moes verbeter, het dit daai maatstaf as het ware vererger. Werkloosheid is op van ons almal. Armoede is op van ons almal. As so 'n klein elite wat geweldig goed doen. En hulle het baie ryk geword en gaan belasting in Bentleys verander, maar min ander mense. Nou, wat solidariteit sê is, die eerste stap vir wanneer jy in 'n gat is, soos wat Suid-Afrika tans is ekonomies, is jy moet ophou grawe. En dit sê ons kort vir die raswetgewing 'n einddatum. Baie eenvoudig gestel. Op watter dag hou Suid-Afrika op met op ras diskrimineer? Andersom, op watter dag word Suid-Afrika waarlik rasvry en nie ras? Wanneer kan ons dit regkry? Hierdie maatreëls is bedoel om tydelik te wees. Die regulasies wat jou besigheid verstik, was aanvanklik verkoop as tydelike regstelling van aard, en ons is op die punt as ons nie nou datums kry nie waar dit permanent gaan word, waar dit gaan wees. Hierdie is nou maar hoe ons besigheid doen. Ons is wel nie blind vir die geweldige behoeftes wat Suid-Afrika het sosio-ekonomies. Ons het enorme armoede, werkloosheid, spesifiek jeugwerkloosheid. En daarom sê ons kan nie net oornag hierdie stelsel stop nie, maar ons kan hom uitfaseer en verander na een wat nie meer na velkleur kyk nie, maar veel eerder na inkomste en behoefte. Ons ras met behoefte vervang. So ons padkaart lyk soos volg. Ons het hier een is, ons soek 'n einddatum en ons wil enorme druk op die regering sit om te sê wanneer gaan hierdie eindig. Sê vir ons hoe lyk die einde? Waar is die doelpale? Want die ANC is baie lief vir die doelpale permanent skuif. Ons moet daai goed nou vasmaak. Dus hoe lyk dit? Waar moet ons voldoen? Wanneer eindig dit? Dan het ons 'n padkaart wat sê hoe faseer ons 'n behoefte in en ras uit. En is eenvoudige goed, sê ons kort buitelandse belegging, so ons wil equity equivalence programme die verstek maak vir 'n buitelandse belegging. Maak dit maklik vir ouens om in Suid-Afrika in te kom, maak dit maklik vir jou om sake te doen. Die tweede deel daar is, dus kom ons gebruik ESOPs as primêre voertuigmaatskappye wat moet voldoen aan SABC vereistes om eienaarskap te doen. Nou dit het ons gesien in internasionale voorbeelde, Amerika, Verenigde Koninkryk, Kanada ensovoorts. Wat sulke programme reg kry is 'n verhoogde produktiwiteit. Dit kry jou werkers meer ingekoop in jou besigheid en dit maak almal meer op dieselfde bladsy. Die belangrike deel is dat jy nie op die fabriekvloer nou gaan op velde gedifferensieer nie. Dat twee ouens wat langs mekaar staan en werk, dieselfde werk met dieselfde betaling, al twee inkoop kan kry in 'n ESOP. En tans werk die regulasies sodat net die swart mense tel. Ja, niemand anders nie. Ons sê verander dit laat alle werknemers ingekoop word in jou besigheid en dat jy kan sodoende SCB-punte kry en jou produktiwiteit verhoog en jou werknemers langer hou ensovoorts. Dan op gelyke indiensneming is die regering het reeds 'n skikking met ons onderteken, 'n internasionaal gemedieerde skikking deur die internasionale arbeidsorganisasie, wat eenvoudig stel, jy moet voldoen aan die vereistes, maar daar is uitsonderings, as die regte hoeveelheid mense van daai vaardigheidsklas nie bestaan nie, as die mense te duur is, as jou besigheid nie nou geleenthede het vir groei nie, dis mos onmoontlik om, hoe gaan jy mense aanstel as jy nie nou nuwe poste skep nie, al die goed is geldige redes, waarom jy nie kan voldoen nie, en ons het in die skikking gestel dat as jy 'n geldige rede toon, geen straf op jou van toepassing sal wees nie. Die ander ding was om te sê dat jy niemand mag aflê, weens gelyke indiensneming. Nou die regering het hierdie skikking reeds onderteken, ons foto's geneem, alles. Hulle het onlangs toe besluit, maar hulle stem nie mee saam en dit net onttrek basis deur direkte van onagsaam. So tans in die hof met die proses van daai skikking was 'n hofbevel om dit te kry om die ding wat hulle geteken het te eerbiedig. Dis een van die maklikste goed denkbaar is doen net wat jy gesê het. Die laaste een is bietjie moeiliker. Dis ons dink aan met 'n wetswysiging kom wat sê Suid-Afrika het 'n probleem met armoede, met werkloosheid en spesifiek met jeugwerkloosheid. Maar ons wetgewing tans sê ons moet swart mense bevoordeel. So gaan verander die definisie van wie bemagtig moet word vanaf suiwer swart na ons moet arme mense kyk na huishoudelike inkomste onder 'n sekere perk. Dan word jy aangewese groep en dan as jy as besigheidseienaar so 'n persoon aanstel, dan sal jy punte kry. As jy werkloos is, ons het tans die R350 COVID toelaag wat reeds vereis is vir waarvoor jy moet voldoen, jy moet regtig genoot wees. Weer eens wil ons werkgewers aanspoor om as jy iemand wat werkloos is in 'n werk inkry, dat jy dan op 'n manier ook punte kry. Die laaste is om te sê, maar kom ons stel almal wat na 1994 gebore is vry, want die doel is tog ons wil die stelsel wat voor 1994 was regstel, dus die ANC verkoop. En dit maak nie sin om iemand wat nooit deel van daai stelsel was nie, want hulle was nie gebore nie, nou te dwing om te betaal vir die regstelling daarvan. So stel die jeug vry en maak dit vir jou as werkgewer moontlik as jy 'n jong mens aanstel dat jy kan voldoen aan die regering se vereistes. Sodoende
kan ons die bestaande voertuie gaan omvorm vanaf goed wat op ras fokus, na goed wat op behoefte fokus, en kan ons dit maklik maak vir jou om besigheid te doen, om wins te maak, om waarde toe te voeg vir jou mense en vir jou samelewing, terwyl jy die mense wie dit regtig nodig het ophef, en dat jy nie die 3de of 4de Maserati vir 'n tenderpreneur koop nie.